Hartlik goeiemôre, mag hierdie baie ryklik seën as 'n wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik dan. Nou liewe vriende, dit sekerlik moeilik en my lewe kan bietjie uh onaangenaam raak wanneer ons in moeilike omstandighede is en veral as daar nou niemand is om jou te help nie of niemand is gewillig om jou te help nie, dan mag ons dalk so 'n bietjie knorrig wees. En dan moet ons maar dikwels, soos wat dit in die geval met hierdie leeu is, maar ietsie self doen. Niemand anders wou hierdie leeuwyfie help om die doring uit haar voet uit te kry nie. Op die ou end moes sy toe maar self dit daar uitbyt en karring tot sy hom uitgekry het, want niemand anders sou dit vir haar gedoen het nie. En so mag ons baie keer in die lewe ook voel, as iemand tog nou net gewillig was om ons te help, om net so ietsie te doen, dan sal dit vir ons ook die lewe baie makliker gemaak het. En jy weet, lief vriende, dis die wonderlikheid van die kruisdood van die Here Jesus, dat die Here Jesus gewilliglik sy lewe kom neerlê het vir ons. Ja, ons kon nie loskom van sonde uit ons eie nie. Ons kan nie loskom van Satans mag uit ons eie nie. En niemand wil ons regtig help en niemand kan ons regtig help nie. En daarom het die Here Jesus sy lewe aan die kruis kom gee om ons los te maak en ons vry te maak van Satans mag. En die wonderlikste van dit alles is, die Here het dit gewilliglik vir ons gedoen. Hy was nie gedwing of gedreig of skuldig gevoel nie, dood eenvoudig gewilliglik oor hy ons lief het. Johannes 10 vers 18 sê, niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. En so die Here in sy liefde, gewilliglik sy lewe kom neerlê, omdat hy sekerlik vir u wil verlos en vry wil kom maak. En hoe dwaas is dit nie van 'n mens om hierdie wonderlike liefde en vrywillige offer te verwerp en dat ons dit nie sou aanneem en so verlossing ontvang nie. Verder sê Johannes 8 vers 11 sien ons hierdie woorde wat daar is. Toe sê Jesus vir Petrus, steek jou swaard in die skede. Die beker wat die Here my gegee het, die beker wat die Vader my gegee het, sal ek dit dan nie drink nie. En hier is die wonderlikheid, dat die Here Jesus daardie beker gewilliglik kom drink het. Ons weet hoe Petrus nou Malgus se oor afgeslaan het en hoe die Here hom dadelik daaroor vermaan het en nou vra die Here vir hom, hierdie beker wat my Vader my gegee het, wat ek gewilliglik neem, sal ek dit dan nie drink nie. En hoe kosbaar is dit, dat die Here Jesus toe in daai moeilike omstandighede, toe hy sonde moes word, nog steeds gewilliglik, sy lewe so kom aflê het, liewe vriend, vir u en vir my. Wat behoort die gevolg of die reaksie van my en u te wees? En ek dink die beste om dit saam te vat is daar in Johannes 14 vers 21 wat sê, wie my gebooie het en die bewaar. So dis twee dinge. Ons het die woord van die Here en nou moet ek dit toepas. Ek moet dit bewaar in my lewe. Wat gebeur met so iemand? Die Bybel sê, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê. En ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Kyk net op die, ek wil sê die min wat 'n mens hiervoor doen en wat jy alles ontvang. Die min wat ons doen is in liefde bewaar ons die gebooie van die Here. En wanneer ons in liefde die gebooie van die Here bewaar, sal ons God se liefde in ons lewe nie net ervaar en ondervind nie, dit sal deel van ons lewe wees. Want hierso staan hierdie woorde, wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê. En dan 'n tweede wonderlike seëning is, die Here sal hom aan so 'n persoon openbaar, meer van homself aan so 'n persoon openbaar. En dis wat die Here sekerlik vir u wil kom doen. Liewe vriende, soos wat die Here sy lewe gewilliglik aan die kruis afgegee het, as u ook gewilliglik u lewe aan die Here oorgee in liefde. Liewe vriende, sal die Here vir u 'n groter en 'n heerlike werk kom doen. Hy sal tot groter seën vir u wees. En hy sal meer van homself openbaar en dat u meer en meer in hom mag groei. Wil u nie vandag u hart ondersoek en sê, Here, het ek dit gewilliglik gedoen? En as u dit gedoen het, volhard daarin om die Here so te dien. As u dit nie so gewilliglik gedoen het nie, wil u nie besef dat u regtig nie in die regte verhouding met die Here is nie. En kom op 'n plek en maak u lewe met God reg. Kom ons bid saam. Dankie ons dierbare Here dat u hierdie dinge gewilliglik vir ons gedoen het, dat ons in oorwinning kan leef
U liefde kan ervaar, U self ons openbaar. Ons bid vir hulle wat dit nie het nie, mag hulle U vind as hulle verlosser en saligmaker ook. Amen.